Goeiemôre vriende. Wat 'n voorreg om, al is dit koud daar buite, ons kom met koue lywe hier in, kan ons tog met warm harte hier teenwoordig wees. 'n Mens kan die woord teenwoordigheid ook met 'n hoofletter spel. God nooi ons in sy teenwoordigheid, 'n spesiale teenwoordigheid vandag. Die kers is aangesteek. Kom ons dink maar daaraan vanoggend as die kers waarin ons die Here se warm liefde kan ervaar. En vandag waar dit gaan oor die liefde, ons tema vir die boodskap vandag is net liefde. Net liefde. Mag u dit vandag so ervaar, die warmte van God se liefde vir ons. Kom ons word stil voor hom. God is liefde en hy seën ons met al sy liefde. Amen. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons loof die Here met daardie pragtige lied 1824. Ludwig van Beethoven, die woorde geskryf deur Attie van der Kolf, wonderlike melodie, praat ek mense, engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Al 3 verse, ons sing dit staande, 5-3-0. Die laaste woorde van daardie lied, liefde sluit die lewe oop. Kom ons gebruik so 'n minuut of 2 om tot rus te kom by God. Waarmee het ons vanoggend gekom na God toe, na hierdie spesiale teenwoordigheid? Met 'n behoefte dalk sit jy daar met 'n stukkie seer in die hart, dalk bekommernis,
dalk 'n bewustheid van sonde, dalk 'n stuk dankbaarheid. Kom ons bring dit na Jesus toe, want hy nooi ons uit. Hy sê, kom na my toe. Ek sal julle rus gee. Kom ons gee 'n oomblik van stilte en dan gaan ek vir ons die wet van die Here se wil voorhou. Kom ons raak stil. Waarmee kom u na die Here toe vanoggend? In Markus 12 vra die wetsmense vir Jesus, wat is die heel grootste gebod? Sy antwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. In Johannes 13 vers 34, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. En dan ons gaan later lees uit Johannes 15. Daar staan, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Ons gaan nou lied 526 sing. Dit is 'n baie kort lied. Ons gaan hom 3 keer sing. Die eerste keer so saggies, amper so half by jouself. Die tweede keer 'n bietjie harder. En die derde keer kan ons hom lekker hard sing. Waar daar liefde is. Ons Vader in die hemel, dankie vir u liefde vir ons. U het ons eerste lief gehad. En Here, ons vra dat u ons so sal vul met u liefde, dat deernis en omgee en liefde in al die vorms daarvan deur ons ook sal vloei na die wêreld rondom ons, die mense rondom ons, die skepping rondom ons. U liefde het 'n prys gevra. Golgotha, die kruis, die sterwe van ons heiland,
So lief het U ons gehad. Dankie daarvoor, Here. En nou vra ons dat U ons sal aanraak deur U woord en deur U Gees. En dat ons bewus sal wees van U heilige teenwoordigheid vanoggend. In Jesus naam. Amen. So 'n paar op. Seker wat gebeur het nie, kan jy my hoor? Voordat ons in die woord van die Here gaan lees, ek ken die sogenaamde solas. In ons gereformeerde erfenis het ons mos die 4 solas. Genade alleen, geloof alleen, die woord alleen en Jesus Christus alleen. Nou vanoggend wil ek graag nog een byvoeg. En dis die basis van ons hele geloofslewe. En dit is net liefde. Net liefde. Nou wil ek begin met so 'n ligte vertellingkie. Ons ouer mense ken nog die treine. Ek dink jy het ook baie trein gereis seker op jonger dae, en die lekker ry in die kompartemente. Nou is daar hierdie storie van die man wat ook in die kompartement sit, en net hy en daar's nog 'n ander persoon saam met hom in die kompartement. En nou sit hy, het vir hom al wat hy vir hom saamgebring het, is 'n lekker rooiwang appel wat hy graag wil eet. Nou sit hy so, en die man sit oorkant hom, terwyl die trein nou aanry, en hy het die appel, en hy vryf die appel so 'n bietjie, om hom mooi blink te vryf, en hy wil hom so hap gee, en hy kyk vir die man, en die man kyk hom, en naderhand, hy wil graag die appel 'n hap gee, maar naderhand sê hy vir die ander man, ag, sal jy hom vir ons staart, asseblief? En die staart is maar net so 'n uitdrukking van wie sal eerste die liefde staart. So is daar ook die verhaaltjie van die gesin wat op vakansie gaan en het uitgekamp en lekker in 'n tent en daar's ook 'n tafeltjie met 'n legkaart. Ons het almal al legkaarte gebou, puzzles. En nou weet jy, hoe bou jy 'n legkaart? Jy bou eers die raam. Eers die hoekies en dan die met die gelykkante, en dan algaande word die stukkies ingepas in die raam. En so is een van die seuns sommer so skelmpies partykeer van die raampies weggesteek, dan het jy dit ook al gedoen. En as die ander nie kyk nie, dan klap jy dit so 'n bietjie die mekaar, dat dit kan langer aanhou. Sommer net. En gewoonlik was die vakansie verby voordat die legkaart klaar gebou is. En dan het hy nou maar by die huis klaar gaan verder bou. Nou die lewe is ook soos 'n legkaart. Ons bou stukkie vir stukkie aan die legkaart. En partykeer gaan dit vinnig, ander kere moeilik. Jy soek aan die regte stukkies. Daar's baie probleme en beproewings. En baie keer wonder 'n mens, wat nou? Hoe gaan ons hierdie puzzle, hierdie legkaart bou? Ander kere krap omstandighede jou legkaart, jou lewe se legkaart die mekaar. Stukke wat jy klaar gebou het, raak weg en jy wonder hoe nou verder.
die mekaar gekrap. 1 Korintiërs 13, nou mooi hoofstuk oor die liefde, sê vir ons, die lewe lyk soms vir ons soos 'n raaiselagtige beeld, 'n die mekaar puzzel, en 'n dowwe spieël. Ons weet nie nou alles nie. Ons sien nou die volle prentjie nie. Maar eers as ons by die Here is, eendag sal ons die volle prentjie sien. Die lewe is soos 'n groot legkaart. Waar begin 'n mens? Waar die begin, die start, is die belangrikste. Jy bou eers die raam. Daar begin alles. En die goeie nuus van die Bybel is, die raam is klaar gebou. Jesus het vir ons die raam van ons lewens se legkaart klaar gebou. En nou lees ons uit Johannes 15 vers 9 tot 17. Dis ons skriflesing. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my bly, in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Julle moet in my liefde bly, sê Jesus. Hiermee sê hy dat sy volmaakte liefde die raamwerk is waarbinne sy volgelinge moet lewe. Jesus het met ander woorde die raam van ons legkaart klaar gebou. Dis reg gebou, volmaak gebou. Want die raamwerk is die liefde in die eerste plek tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die liefde wat God in homself dra, is volmaakte liefde. 'n onbreekbare raam wat klaar gebou is. 1 Johannes 4:16, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. God is liefde. Hy het nie net liefde nie. Hy is volmaakte, suiwer liefde. En hierdie volmaakte liefde het in 'n menseliggaam kom leef hier op aarde. God se liefde in 'n menseliggaam, Jesus Christus. Johannes 3:16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So ons kan sê Jesus is die raam waarbinne ons lewe bou. Hy is die demonstrasie van God se volmaakte liefde. Jesus kom vir ons die raam bou waarbinne ons lewenslegkaarte kan bou. En hierdie raam
is die liefde. Nie sommer enige liefde nie. Nie alle liefdes is goeie liefde nie. Mense kan verkeerde goed ook lief hê. Dis nie waar wat vandag gaan nie. Dit gaan nie oor God se liefde. God se liefde wat na ons toe gekom het in Jesus Christus. Hy is die raam waarbinne ons bou ons lewens legkaarte. Daarom sê Jesus vir sy volgelinge, julle moet in my liefde bly. Bly binne die raam wat klaar gebou is. Hy sal julle wys hoe om verder te bou. Sluit aan by die raam. Laat alles wat julle doen inpas by die raam wat hy gebou het, sy liefde. Hoe groot is die raam van Jesus se liefde? Wie leef almal binne die raam van sy liefde? Nie net ek en jy nie. Jesus se liefde is 'n baie groot raam. Saam met ons in die raam is nie net ons familie, ons gemeente, ons kerk, ons medegelowiges nie. Binne die raam is daar ook mense van wie ons nie hou nie. Binne die raam is daar ook mense wat ons vyande kan wees, wie ons haat, maar Jesus het hulle net so lief soos vir ons. Daarom sê hy in Lukas 6 vers 35, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen. Matteus 5, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Jesus se raam is baie groot, dit sluit alle mense in. Johannes 3:16, God het die wêreld so lief gehad. Hierdie raam sluit ook die Here se kerk in. Ons is sy kerk. In 1 Korintiërs 12 leer ons dat ons as medegelowiges geseën is met verskillende gawes en ons pas in hierdie raam in. Ons voeg in mekaar in hierdie raam met ons gawes. En wanneer ons gawes leef, dan haak ons by mekaar in om hierdie prentjie van Jesus se liefde duidelik te maak vir mekaar en in die wêreld. Paulus gee die kerk 'n besondere naam, die liggaam van Christus. Dis wie ons is, gebou binne die raam van sy liefde. Maar ons kan net en sal net by mekaar inpas en inhaak as ons mekaar liefhet. Dis 'n opdrag. Hieroor is Jesus baie ernstig. Johannes 15 vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Vers 17. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Dis 'n opdrag. Johannes 13:34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar lief hê. Moet. Elke keer hierdie verpligting, hierdie opdrag. Moet. Paulus sê in 1 Korintiërs 13 dat dit die heel belangrikste raam is. Eintlik die enigste raam vir ons as gelowiges. Ons het nie elkeen ons eie raampies vir ons legkaarte soos ons dit verkies nie. Party mense se raam is geld, ander se raam is mag, ander se raam is die eie ek, my wil, my begeertes, my behoeftes, my belange. Daarvolgens bou ek my lewe. Jesus leer ons anders. Hy sê die raam van sy liefde is die enigste raam waarbinne ons as gelowiges kan lewe. Alles wat ons doen, elke ding waarmee ons besig is,
moet eenvoudig inpas binne die raam van Jesus se liefde. Geliefdes, as dit nie inpas nie, ons lewens nie inpas in sy raam van liefde nie, dan word dit uitgegooi. Johannes 15 sê dit ook. As die lote nie die vrug van die liefde dra nie, word hulle afgesny en weggegooi. Jesus se raam is die allerbeste raam. Hoor hoe mooi skryf Paulus dit in 1 Korintiërs 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n klinkende simbaal, 'n galmende simbaal, 'n klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en gee ek my liggaam prys om daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat het my niks. En nou geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Liefde is die enigste raam vir die lewe van 'n gelowige. Paulus echo eintlik maar hiermee Jesus se eie woorde, wanneer die mense van die wet vir Jesus kom vra, wat dink hy van die wet? Watter wet is die belangrikste? Dan sê hy in Markus 12, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en krag en verstand, en jou naaste is jouself. Geen ander gebod is groter as die nie. Die wetse mense het geleef en geleer dat mense honderde wette moet nakom. Hulle kon dit natuurlik nie regkry nie. Jesus sê, daar's net een raam, die liefde vir God en mense rondom jou. En daarmee stem Paulus saam in Romeine 13, vers 8 tot 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, wat ander gebod daar ook mag wees, word saamgevat in die een gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Liefde is die enigste raam. Ons moet net een misverstand uit die weg uitruim. Hierdie liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n opdrag. Dit maak dit nogal moeilik, want baie keer tree ander mense so op teenoor my, dat ek hulle nie kan lief hê nie. Maar dan moet ek hulle lief hê, want dit is 'n opdrag van God. Dit is 'n ander soort liefde as 'n gevoelsliefde. Julle moet mekaar lief hê, sê Jesus, soos ek julle lief het. Want liefde breek grense af. Liefde word eers liefde as ek dit gee aan mense wat dit nie verdien nie. Wie van ons het God se liefde verdien? Nie een van ons nie. En tog het hy dit vir ons gegee. Hy het sy lewe gegee omdat hy ons lief het. Ek kan nie net lief hê soos ek voel nie, soos ek kies nie. Dis 'n opdrag van die Here. As ons gekies het om in die raam van Jesus se liefde te leef, dan het jy klaar gekies vir die lewe in liefde soos Jesus. Daarom is liefde nie 'n gevoel nie, maar 'n opdrag, 'n werkwoord. 1 Johannes 3:18. Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Liefde moet doelbewus gekies en gedoen word. Jy kan nie wag vir 'n gevoel nie.
Dis 'n keuse wat ek elke dag maak. Vandag leef ek in die raamwerk van sy liefde. Vandag besluit ek om lief te hê. Is dit moontlik vir 'n gewone mens soos ek? Ek dink ons sal vanoggend daaroor saamstem, dit word partykeer nogal moeilik. Maar nou weet ons, God vra net liefde nie. Hy gee liefde. Hy vra vir ons niks wat hy ons nie al reeds gegee het nie. Hy stel ons in staat om te kan doen wat hy van ons vra, en so gee hy sy liefde, en vra hy, beveel hy, heel lief, soos ek jou lief het, onverdiend, net uit genade. Romeine 5 vers 5. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. Kolossense 1:8. Die liefde wat deur die Gees in hulle gewek is. 2 Timoteus 1:7. Die Gees wat God ons gegee het, vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ek kan nooit sê, ek kan nie lief hê nie. Ons kan, die Gees van God bemagtig ons om te kan lief hê. Ons kan en moet lief hê, soos ons elke dag daardie legkaartstukke inpas in ons lewe. As ek en jy vandag oor ons lewens terugkyk, hoe ver is jy met die wegkaart? Die vraag is natuurlijk, wat maak dat ek suksesvol bou? Wat maak dat ek vorder met my wegkaart? Ek kan die vraag ook anders vraag. Hoe ver is ek en jy geestelik gegroei, geestelik gevorder? Hoe sal jy mens nou jou geestelike groei beweeg? Het jy gegroei? Het jy wegkaart gevorder? Gebeur het as jy meer kerk toe gaan? As jy meer eerlik geword het? As jy meer volk? As jy meer dankbaar vergee? As jy meer bid en Bybel lees? Is dit hoe jy wegkaart groei? Sekerlik deel daarvan, ja. Maar die belangrikste vraag is nog nie gevra nie. Die belangrikste vraag is, het ek my meer lief as voorheen? Het ek my meer lief soos Jesus lief gehad het? Dink vir 'n oomblik hieroor. Het ek meer lief as voorheen? Meer lief soos Jesus. In my situasie waar ek lewe daar buiten, in my huis, my familie, my vriende, my collega's, mense in ons land, het ek meer lief as voorheen? Openbaring 2 praat God met sy gemeente in Efese en komplimenteer hulle met 'n klomp goeie dinge in daardie gemeente, en dan sê hy van hulle die woorde, wat soos 'n swaard sny. Hy sê, maar ek het dit in julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. 'n legkaart moet groei, moet vol word. En ons, waar staan ons nou? Hoe ver is my en jou legkaarte? Het ons nou minder lief of meer lief? Groei die liefde in ons harte? Jesus sê, julle moet in my liefde bly. Bly by die raamwerk van die liefde wat ek vir julle gebou, die raam is klaar gebou. Dit is 'n sterk raam. Dit is 'n goeie raam. Dit is waar vir elke mens, elke gesin, elke gemeente, vir almal by die raam. Bou met liefde by die raam wat Jesus voorsien het. Ons hoef nie die raam self te bou nie. Die raam is klaar gebou. Jezus het die raam in ons lewenslegkaarte gebou.
is 'n goeie raam, 'n sterk raam, die beste raam. En soos jy en ek die stukkies inpak, inbou, inpas in die raam van die liefde, word die prentjie al duideliker. Verstaan jy alle meer en meer van God se plan? Die vraag is, sal ons legkaarte klaar gebou kry? Nee, die legkaart sal nie heeltemal klaar wees voordat hierdie aardse vakansie verby is nie. Maar waar ons eendag huis toe gaan, sal dit klaar wees. En dan sal ons die laaste prentjie sien wat ons nog ooit gesien het. Die volmaakte liefde van God. Amen. Ons Vader in die hemel, ons kan nie stry teen die liefde nie. Ons wat sondaars is, verdien niks van die liefde nie. U het ons eerste lief gehad. U het vir ons aan die kruis uitgesterf, Here Jesus. Here, dankie dat ons vanoggend deel kan wees, en elke dag van ons lewens deel kan wees van 'n wêreld van wie U liefhet. Deel kan wees van 'n kerk, van 'n gemeente, van 'n gesin, 'n samelewing, 'n werksomgewing, 'n land. Here, wat nood is daar aan die liefde? En ons vra, Here, dat hierdie lied van die liefde, 1 Korintiërs 13, Johannes 15, God se vredes en liefdeslied vir ons as mense, ons harte en lewens sal vul en sal volmaak. En soos ons die legkaartstukkies inpak, wanneer ons hier uitloop en ons gaan leef daar buite, waar ook al, dat sal wees by die raam wat Jesus klaar vir ons gebou het. Die raam van sy liefde vir die wêreld. Here, vergewe ons as ons dit nie doen nie. Dra ons deur U Gees om dit te doen, om die opdrag uit te voer, om meer as voorbeeld te gaan lief hê, al is dit soms hoe swaar, want dit bly 'n opdrag van Hom wat vir ons aan die kruis gesterf het. Julle moet mekaar lief hê. Dankie dat ons as gemeente genoem word liggaam van Christus hier op aarde. Hande, voete, ore. Maak ons getrou daaraan, Here. Hemelkruin, maar ook elke ander gemeente, elke ander kerk, elke gemeenskap, elke gesin. Here, dit vra ons en bid ons, ook as ons hierdie gemeente opdra, elke lidmaat wat daar nood is, bekommernis, siekte, verlies, hartseer, raak elkeen aan met die liefde, maar bo alles, Here, stuur ons na mekaar toe en help ons om so te bou aan die volmaakte liefde met die legkaart van die raam wat Jesus voorsien het. Here, ons sal klaar gebou kry
aan hierdie legkaart van ons lewe nie. Maar eendag, en daarna sien ons uit, sal ons die volle prentjie sien, die voltooide legkaart van God se liefde. Ons eer U en ons dank U daarvoor. In Jesus naam, amen. Die liefde gaan word by die deur opgeneem. Ons sluit nou ons diens af met gesang van lied 334, ons sing verse 1, 2, 3 en 4, dan bly U staan vir die seënbede en die sing van die amen. Jezus het die raam klaar gebouw. De liefde van God vul ons harte en die Heilige Gees sal ons help om te bou, soos Jezus ons geleer het.